Goeiemôre. Môre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het vandag baie spesiale erediens. Ons het nagmaal vandag en ons gaan na die tyd sommer lekker saam kuier en ons gaan die woord van die Here hoor en ons gaan ons siele en ons liggame voed met die kos wat hy vir ons gee. Kom ons staan op en dan sing ons die eerste liedjie tot eer van sy naam. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Dankie, julle kan maar sit. Goed, ek dink voordat ek begin met die verjaarsdag wil ek net gou vir julle ietsie sê met hierdie liedjie. Ons het dit op die youth camp gesing die naweek wat nou verby was en ek wil net vir julle sê, daai dak het gelig. Daai kinders het so hard gesing dat ons op 'n stadium nie onsself kon hoor amper oor die speakers nie. So hard het. Ons het omtrent 74 kinders gehad daarso wat gesing het en die Here se naam geloof en prys het. En dit ek wil net vir julle sê dit was 'n absolute blessing om daar te kon wees en saam met die kinders die Here te kon dien. Dit was so mooi om te sien. Ons gaan volgende week gaan ons vir julle 'n paar skyfies en goedjies wys oor die kamp en 'n bietjie terugvoer gee oor die kamp. Maar ja, dit was net wonderlik om dit te kan ervaar. Die kinders dit was net so amazing. Nou ja, die eerste ding voor ons begin is, ek wil net gou hoor, wat se verjaarsdagmaatjies was daar hierdie week gewees? Hierdie week of laas week? Ek kan nie onthou wanneer laas het ons chocolates uitgedeel nie. Ooh, hier's 'n maatjie. Kom. Jy kan eers kies wat se chocolate wil jy? Wat een hou jy die meeste van? Van daai ene. Happy birthday, liefie. High five. Dankie. Is daar enige ander verjaarsdagmaatjies wat in die laaste 2 weke verjaar het? Ooh, daarso.
Okay, nou moet, of ek moet na Tannie toe kom, of wie gaan vir haar uitdeel? Tannie kan ook kies. Wat is chocolate? Daai enetjie, baie geluk met die verjaarsdag. Ag, wonderlik. En hier's nog 'n verjaarsdag maatjie. So nog ene. Dis sy. Sorry, jy het nou nie meer keuse nie. Jy kry nou maar daai ene. En wie's daar nog? Okay, maar ek kan sien my chocolates is nou klaar. So ek gaan vir jou 'n chocolate gee na die diens, hoor. Hy's in die pos. Ek het gesien sy's baie skaam, so my chocolates is nou op. Okay, ek sal vir jou enetjie gee. Nee, baie geluk met julle verjaarsdag. Ek hoop julle het almal 'n lekker dag van bederf gehad. Ek weet Jesus het julle omvou met sy liefde en ek hoop dat sy goedheid en guns julle pad vorentoe gaan oorloop daarvan. Baie geluk met julle verjaarsdag. Nou ja, kom ons gaan nou ons Christmas Child Box. Se afsluitdatum is vandag. So as jy jou boks gebring het, onthou om dit op daai tafel te sit. Ek sien hy kreun, soos wat al die bokse nou al daar staan en ek weet daar is al 'n paar bokse by Martelies se huis. As jy vergeet het om jou boks vandag te bring, stuur vir my 'n boodskap of kom praat met my, dan gaan ek vir jou net sê waar is haar adres. Dan kan ons net die bokse by haar adres aflaai, want ons moet die bokse nou invat, dat hulle kan begin om dit te prosesseer en jy weet 'n label en in bokse te sit om wêreldwyd te kan versprei vir kindertjies. So as jy nog 'n boks het wat uitstaande is, kom sê vir my, gaan ek vir jou sê waar kan ons hom aflaai. Maar wow, wat 'n blessing. Daai tafel kreun van die hoeveelheid bokse. Ek dink ons het Martelies 60 bokse. 60 bokse al klaar. Wat ons uitgegee het, wat teruggekom het, sonder die bokse wat ons vandag pak, saam met die kleintjies, saam met die bokse wat ons vandag nog gaan pak, saam met die kinders by die kinderkerk. So hulle gaan ook hulle eie bokse pak, so het vir hulle al die goedjies gekoop wat binne inkom, so hulle gaan vandag die bokse pak. 60 bokse en 60 kinders gaan die woord van die Here kry en 60 kinders gaan 'n glimlag op hulle gesig kry. Wat 'n blessing, wat 'n voorreg. Ek kry sommer hoendervleis as ek hier so staan. Nou goed, dan het ons nou, ek weet nie of dit hartseer is of opgewonde is nie. Want vir ons gaan dit oor ons is 'n gemeente en ons lei mense op en ons stuur mense uit. Maar ongelukkig vandag gaan ons nou afskeid neem van 2 mense wat so vinnig in ons harte ingekruip het van die begin van hierdie jaar af. Wat so net elke keer 'n hand opgesteek het om te sê ek sal help, ek is daar. Maar weet jy wat, ek weet hierdie 2 mense die Here gaan hulle gebruik, daar waar hy hulle nou heen stuur. En Jolanda en Marius, as julle tweeetjies net vir ons kan vorentoe kom, as julle nie omgee nie. Ons wil net vir julle 'n gebed doen. So ons sê vir Jolanda en Marius. As hy goeiemôre julle, kan julle my hoor? As hy kom staan, julle sommer hierso. Ek het 'n baie mooi Bybelvers wat ek vir julle wil gee, want ek wil hê julle moet dit saamvat daar waar julle gaan en sien dat dit kom van die Here af. Dit is in Deuteronomium 31 vers 8 waar die Here sê: "Die Here sal voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Jou nie alleen laat nie. Moenie bang wees nie. Moenie skrik nie." Kom ons maak ons oë toe. Here Almagtige Vader, ek dra regtig vir oom Marius en tannie Jolinda op na U toe, Almagtige Vader, en ek plaas hulle in U hande, Here Jesus. Here, ons weet U is die lig vir die wêreld, Here. Here, en help hulle om U lig te vat na Hawke's Bay toe. Here, help hulle om U grondgebied te vergroot in Hawke's Bay en help hulle om hulle Christendom uit te leef in 'n nuwe omgewing, Here, in 'n nuwe kerk, in 'n nuwe samelewing, in 'n nuwe werk. Ons seën hulle, Here Jesus. Ons seën hulle absoluut in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Daar sê. Dankie julle. Ek dink met dit wil ons net sê, ons neem nie afskeid nie, ons stuur julle uit om die werk van die Here te gaan doen daar waar julle gaan. En hy sal met julle wees. Nou ja, kom ons gaan gee ons offergawes vir die Here en gee net bietjie terug vir al die blessings wat hy so oor ons lewens gee.
Smaak toe die oë. Dankie liewe Jesus vir elke blessing wat U vandag vir ons gegee het. Dankie vir elke hart wat U aangeraak het om terug te gee in U naam. Here Jesus, ek vra vir die leiding en die insig en die wysheid hoe om hierdie geld te spandeer, Here, sodat dit U koninkryk uitbring en dat dit vir U behaag. Here, dankie vir elkeen wat vandag gegee het, wat elkeen wat online gee, en ons weet dat dit kom net uit U hand uit. Dankie vir U liefde en U genade en alles wat U vir ons gee elke dag. Amen. Ja, geliefdes, ek herinner jy aan die woord van die Here, kosbare gedeelte in Romeine hoofstuk 11, is 'n lofuiting oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang die genade van God onse Vader en mag sy liefde en genade en barmhartigheid en vrede vir u ryklik vermenigvuldig word in u lewe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons heerlik saam. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every hard and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne.
Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore siel, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind die weg, wou self my sake reël. My lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors. Nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar's fees ek is weer thuis. U siel bring my verlore mens weer in die Vaderhuis, weer in die Vaderhuis. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are.
in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ja, almagtige God, ons verklaar dit vanoggend, Here Jesus. Dit is wie U is, Here Jesus. Here, U is dieselfde God wat verskyn het aan Moses in die brandende bos. Ek is wie ek is. En U is dieselfde God wat vir ons op die kruis gesterf het, Here Jesus. Die Seun van God. Here, ons begin vanoggend, ons begin hierdie erediens, Here, in U almagtige naam, Here. Dankie vir die geleentheid, Here Jesus, om kerk toe te kan kom vanoggend. Dankie dat U ons elkeen wakker gemaak het, met nog asem in ons longe, nog 'n geleentheid om op te staan, nog 'n geleentheid om na U woord te kan kom luister, nog 'n geleentheid om te kan bid, nog 'n geleentheid om U te prys. Here, ons maak ook gereed in hierdie gebed, Here, vir die wonderlike geleentheid om nagmaal te kan geniet, Here Jesus, en te kan nadink wat U vir ons gedoen het op die kruis, Here Jesus. Here, ons prys U almagtige naam, Here. Ons lig U naam hoog op, almagtige Vader. Here Jesus, en ons weet alles gaan oor U, Here Jesus. Elke boek in die Nuwe Testament verwys na U godheid, U grootheid, Here Jesus. En al die profeseë in die Ou Testament het geprofeteer van U. Al die fokus is op U, Here Jesus Christus. Ons eer U, Here. Amen. As julle kan maar sit. Ons kan maar die tafel gereed maak. En terwyl hulle die tafel gereed maak, herinner ek julle maar net aan die besluit vir die nagmaal vir julle kinders. Los ons heeltemal by die ouer. So om 'n maklike manier om dit te verduidelik aan julle, ons bedien die ouers, en dan kan die ouers besluit of julle eie kinders wil bedien. So as jy voel jou kinders is nie reg vir nagmaal nie, nog te jonk of nog nie reg nie, die besluit lê by jou as ouer. So ons bedien nie jou as kind nie, maar ons bedien jou ouer, nê? Dan kan die ouer die kinders bedien. Julle kan solank vir ons die tekens uitdeel. Dankie julle. En julle sal sien daar is druiwesap en wyn. Nou ja, 'n heerlike oggend vanoggend. Ons is dankbaar dat die seisoen ook al 'n bietjie gedraai het en dit al 'n bietjie warmer is. So die manne wat visvang hou baie daarvan en die ouers wat by die sport moet wees hou ook baie daarvan, maar hoef jy nie nat te reën nie. Nou ja, dis 'n groot voorreg om weer om die woord van die Here te wees. Soos aangekondig, 'n gepaste antwoord vir die spotters. Nou ja, ek glo dit is die woord wat die Here op my hart gedruk het om vanoggend met u te deel. Kom ons lees saam 2 Petrus hoofstuk 3 vanaf vers 1. Geliefdes, dit is al die tweede brief wat ek aan julle skrywe. En albei het ek geprobeer om julle weer helder te laat dink deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is, asook aan die gebod van die Here en Verlosser wat deur julle apostels aan julle oorgedra is. Veral moet julle weet dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Hulle sal spot en sê, en wat het nou geword van die belofte van sy wederkoms?
Ons vaders is al dood en tog bly alles nog net soos dit was van die begin van die skepping af. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was, wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. Maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur, ook deur die woord van God, en word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Een ding moet julle egter nie vergeet nie, geliefdes. Vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Maar die dag van die Here sal so onverwags soos 'n dief kom. En op die dag sal die hemel met groot gedruis verdwyn, die hemelliggame brand en tot niet gaan, en die aarde met alles wat daarop is, vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor. Die dag waarop die hemel in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en wegsmelt. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God en in vrede met hom te lewe. En beskou die geduld van ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan. Oningeligte en onstandvastige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouwens ook doen met die res van die skrif, en dit tot hulle eie ondergang. Geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede dat julle nie meegesleep word deur die dwaling van beginsellose mense en so van julle eie standvastigheid beroof word nie. Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here Jesus en Verlosser Jesus Christus. Aan hom behoort die heerlikheid nou en tot in ewigheid. Amen. Nou net tot daar uit die wonderlike woord van die Here. Ek gaan die mans nooi om saam met my te staan, dan bid ons 'n woord saam. Vader, baie dankie dat ons 'n oggend soos hierdie het om u woord te kan open, om as broers en susters bymekaar te kom, kinders van God, om deur u Gees geleer te word, gelei te word in die volle waarheid en die volle raad van u waarheid, u woord. Dankie daarvoor. Vader, dankie vir elkeen wie hier is, wie gekom het met 'n ontvanklike hart om te hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Vader, dankie vir u leiding, dankie vir u bewaring, dankie vir u voorsiening. Dankie dat ons aan die begin van 'n nuwe week kan wees, vandag die eerste dag van ons nuwe week. Dankie dat ons vandag hier kan uitbeweeg met 'n fees in ons hart, 'n woord in ons hart. Die wêreld daar buite binne gaan, om ons lig te gaan skyn, om sout te wees in hierdie wêreld. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat u nodig het in die liggaam, u ken hulle by die naam. En ons bid vir hulle, Vader, dat u vir hulle sal aanraak en sal deurdra. Ons dink aan ons kerk, Vader. Dankie dat ons die voorreg het om in die ACK te kan wees. Ons dink aan die leraars. Here, dat u 'n besondere pad stap met elkeen. Dankie vir die gemeentes, Here, wie in hierdie land u werk doen en die lig en die sout is in hierdie land. Dankie dat Suid-Afrikaners bymekaar kan kom.
Ons dink aan die wêreld daar buite, Vader. Ons bid vir wêreldevangelisasie. Ons bid, Vader, dat mense gered sal word. Ons dink aan ons geleesde gedeelte en ons besef hoe geduldig U is met die mens. Hoe verdraagsaam U is met ons. Want U wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat alle mense tot bekering moet kom en U is geduldig met die mens. Vader, ons bid vir die oortuiging van die Heilige Gees waar die evangelie uitbeweeg. Deur die Gees dat daar 'n oortuiging sal kom van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons aanbid U daarvoor. Ons bid vir die sendelinge, Here. Ons bid vir hulle wie in vreemde lande is, in lande waar dit uiters gevaarlik is om 'n Christen te wees. Ons bid vir hulle, Vader, dat U vir hulle sal bekragtig en sal versterk om die werk te doen waartoe U hulle geroep het. En dankie dat hulle ook daar standvastig vir die geloof kan leef. Ons aanbid U daarvoor. Seën ons asseblief om U woord vanmôre en dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Nou ja, geliefdes, 'n gepaste antwoord vir die spotters en nou ja, verwysend na baie, ons het nou al daaroor gepraat, oor die onlangse gebeurtenisse, oor die voorspellings wat gemaak is en natuurlik as jy, nou ja, ons lewe in die 21ste eeu, so as jy al die Facebook-plasings dophou, dan sien jy hoe dryf hulle die spot met Christendom en uit die aard van die saak is daar baie valse leraars daar buite en valse mense wat deur hulle eie begeerlikhede gedryf word, wat die spot dryf met Christendom en veral met betrekking tot die wederkoms van die Here Jesus, wat sê, wel, alweer nog 'n paar profete wat geprofeteer het en alweer het dit nie uitgekom nie, so hoe kan ons hulle glo? Dit is maar 'n spotgedrywery en wat antwoord mense hulle? Is 'n baie gepaste vraag. Hoe antwoord ons iemand daar by die werksplek wat die spot dryf met Christendom? Moet jy nou maar stil bly, draai maar die wang en vat maar weer die houe? Of kan ek reageer daarop? Kan ek iets sê daarop? Uit die aard van die saak sekerlik net met die regte gesindheid, maar hoe antwoord ek? Wat antwoord ek hierdie mense? Nou ja, uit die aard van die saak, tweede brief wat Petrus skryf aan hierdie mense, en hy begin daarmee om hulle helder gedagtes, hulle nugtere gedagtes op te wek, om helder en rein te dink. En hy doen dit deur hulle te herinner aan die woord van God. Vir 'n kind van God is dit geweldig belangrik om te onthou, as dinge soos dit gebeur, wat ons nou onlangs gesien gebeur het, en ons sien die mense wat so spot dryf, is daar net een manier om dit te werk. En dit is met die woord van God. Dis al manier. Anders staan jy maar net weer op jou eie oortuigings en jou eie insig, staan op die woord van God. En daarom sê Petrus vir hulle, om hulle te probeer, om hulle helder te laat dink, deur julle te herinner aan die woorde wat vroeër deur die heilige profete verkondig is. So uit die aard van die saak verwys Petrus na Oud-testamentiese profete wat gewys het op die wederkoms, op die eindtye en wat verkondig is. Met ander woorde, dis vas, dis waar. Ons weet Petrus sê ook, ons het die profetiese woord wat vas is, wat waar is, waarop ons kan staan. Jy kan daarop staat maak. Jy kan nie fout gaan as jy staan op die woord van die Here nie. Ons het dit gesien in die onlangse gebeurtenisse, dat mense het probeer staan op hulle eie oortuigings en hulle eie interpretasies en daai fondasie het verkrummel onder hulle voete. Staan op die woord van God, staan op wat die profete geleer het en een manier om dit te doen is, jy moet die woord van God ken. Jy moet dit ken. So ons is alweer terug by daai vaste fondasie van die Bybel as die enigste bron. En natuurlik ook aan die gebod van die Here en Verlosser, wat deur die apostels aan julle oorgedra is. En hierdie gebod gaan oor die waarskuwings wat gegee is. Ons vind dit in Judas 1 vers 7 ook. Daar sal in die laaste dae spotters wees. Ons weet,
Ons lewe vir die laaste 2000 jaar, leef ons in die laaste dae, ons leef in die laaste tye. En dit raak al hoe erger en dit vererger en die boosheid word meer, die goddeloosheid word meer en ons besef dit, maar ons leef in daardie dae en ons almal sien dit en ons almal beleef dit. Ons sien die spotters, ons kan selfs langs hulle sit by die werk. Ons kan dit selfs in ons familie sê. Spotters. Dis 'n werklikheid. Hulle raak al hoe meer luidrigtig oor hulle gespottery. Hulle is nie meer skaam daaroor nie. En nou ja, ons weet dis nou maar ook die werk van die duiwel. En uit die aard van die saak gaan hierdie gedeelte daaroor dat, en jy kan dit gaan merk ook, oor die geduld wat God het met die mens. Dat hy vertraag nie die wederkoms of die wegraping of die laaste dinge wat moet gebeur, soos wat baie dink dit moet gebeur. Dis nie 'n vertraging nie. Hy stel nie net sy belofte uit nie, maar hy is geduldig. Hoekom is hy geduldig met die mens? Petrus sê dit, is dat God wil hê dat alle mense gered moet word. Alle mense tot bekering moet kom. So God se belofte staan vas. Sy belofte staan vas. En ons moet vra, maar hoekom gebeur die weg? Hoekom gebeur die wederkoms nie? Hoekom gebeur dit nie? Want God is geduldig. En geliefde, as u nou vanoggend hier sit, en jy het nie 'n duidelike getuienis in jou hart dat jy weergebore is nie, dat jy 'n kind van God is nie, dat jy die oortuiging van die Gees in jou lewe het nie, is God tot vanoggend toe nog geduldig ook met jou. Dis wat dit beteken. Want God wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Dis sy geduld. Verdraagsaamheid, dink ek, klink ook 'n bietjie beter, jy weet, verdraagsaam. Hy verdra die mens. Jong, en die mens maak droog, grootskaal. Grootskaal maak hulle droog, maar God is geduldig. God wag. Die evangelie word verkondig. Want mense moet gered word. Mense moet inkom in die koninkryk van God. En God wag. God is geduldig. En uit die aard van die saak weet ons, en ons het daaroor gepraat, dat dit ook tot 'n einde kan kom. Sy wag is eintlik genade. En dis waarom ons die tyd waarin ons nou leef, die genade tyd van God noem. God is genadig. God is genadig. Nou ja, ons sien wat gebeur in ons tyd, en ons sien wat Petrus sê, en ons kan vir onsself sê, dit wat vandag gebeur is niks niets nie. Dis niks niets nie, dit gebeur al vir die afgelope 2000 jaar, dit is nie nuut nie. Hoe antwoord ons die spotters? Wel, in die eerste plek moet jy jouself versterk. Jy moet vir jouself sê hoe jy wil leef, en dis ook waarby Petrus uitkom in hierdie gedeelte, daarvan af vers 11. Ons sien dat God is geduldig, ons sien dat God wag, ons sien ons is wagtend. Hoe behoort ek as kind van God te leef? Ons moet dit ook hanteer. Hoe behoort ek as kind van God te leef? Nou ja, in die eerste plek, kom ons kyk dit eers wat Petrus sê. Hy herinner hulle aan die woord van God. 'n Gesonde gedagte op te wek, in hulle gesonde denke op te wek, helder te laat dink, nugter te kan wees, want sien ons gedagtes moet nie clouded wees nie, daar moet nie 'n sweempie van 'n wolkie wees nie, ons moet duidelik sien wat besig is om te gebeur. En een baie groot ding wat ek neergeskryf het hier vanoggend is onderskeidingsvermoë. Sien dit, verstaan dit. En die woord van God leer dit vir ons. Ons moenie vergeet wat God gesê het in sy woord nie. En dis wat Petrus vir hulle probeer sê. Moenie vergeet wat God beloof het in sy woord nie. God het gesê in sy woord dat daar in die laaste dae spotters sal wees. Hulle gaan op die toneel verskyn en hulle gaan die spot dryf. Onthou, God se woord het dit gesê. Gaan lees Judas, ons sien hier in Petrus. Ons weet dat Paulus sê, daar gaan in die laaste daar gaan wolwe kom onder die skape en wat die kudde wil verskeur.
Hulle gaan daar wees, valse leraars. Ons weet dit. En dis wat Petrus sê, onthou wat God gesê het. En die basis van ons sekerheid as kinders van God, is nie die emosie wat hiermee saamgaan nie. Dis nie die kultuur nie, dis nie my opinies nie, maar dis die woord van God. Daarom, nou kan jy self bepaal, as daar die spotter is wat, ag asseblief, jy's nou 'n Christen, weet jy, dis eintlik baie argaïes en is 'n klomp mites en 'n klomp veeverhale. Ons glo lankal nie meer daarin nie, ons glo aan die wetenskap, ons sal net glo wat ons kan sien. Hoe gaan jy hom antwoord? Petrus sê, die woord van God. Onthou wat die woord van God geleer het. Nou dit sal, in die aard van die saak kan nou nie vanoggend tyd wees, om alles te gaan uitlê wat die profete gesê het en gewys het oor die eindtye nie, ook nie oor wat hy gesê het oor die afvalliges of die goddelose dwaalleraars nie, dis nou maar studies op hulle eie, maar weet net, die woord van God het gesê, daar gaan in die laaste dae spotters wees. Daar gaan dwaalleraars wees, maar God se woord staan vas. Sy woord staan vas. Jesaja 40 vers 8 sê, die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou vir ewig stand. Sal nie verwelk nie. Matteus 24 vers 35, die hemel en die aarde sal verbygaan. Dit sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Nou ja, in die konteks van die wederkoms van die Here Jesus, menslike woorde kan vergaan, maar God se woord daaroor sal nie vergaan nie. En as ons dink aan ons geloof en die Christelike geloof, dit hang ook nie af van die waarskynlikheid van menslike waarneming nie, maar aan die onfeilbare waarheid van God se woord. Dit is waaraan ons geloof hang. Dit is waaraan ons vashou. Dit is waar ons bou. Daarom in hierdie baie laat uur van hierdie wêreld, moet ek en jy besef hoe belangrik dit is om tyd te spandeer in God se woord. In God se woord. Dit moet jou hoogste prioriteit wees. Want as die aanvalle kom, en die teekanting kom, en die dwaalleraars kom, dat jy 'n vaste fondasie het om op te staan. Anders gaan jou huis in mekaar inval. Ons bou op die woord van God. So in baie eenvoud wat Petrus sê is, onthou wat God gesê het. Onthou. So dit beteken, hierdie mense aan wie Petrus skryf, hulle het die woord geken, is dit nie? Hulle het die woord geken. Onthou wat het God gesê. Onthou wat het jy geleer daar op die skoolbanke. Onthou wat het jy geleer. Onthou dit. Soos ons altyd sê, want weet as jy kom in eksamentye, bid, die Heilige Gees sal jou help, maar die Heilige Gees gaan jou net herinner aan dit wat jy geleer het. Hy gaan nie vir jou bo-natuurlike wysheid gee oor goed wat jy te lui was om nie te leer nie. Ons het daai toets ons baie gedop, onthou julle? Ja, jy weet, 'n rugby span wat voor die tyd bid om te help met hierdie wedstryd, maar hulle het nie geoefen nie. Jy gaan nie wen nie. Dit was nie hoe dit werk nie. Die Heilige Gees herinner jou aan dit wat jy weet. En dit wat jy bestudeer het. Dit is hoe die Heilige Gees werk. So leer die woord, bestudeer die woord. Ons moet verstaan hoe hierdie spotters dink. Ons moet verstaan hoe die dwaalleraars werk. Hoe lyk hulle lewe? Veral moet julle weet vers 3, dat daar in die laaste dae mense op die toneel sal verskyn wat die spot dryf en wie se lewe net deur hulle eie begeertes beheers word. Dit is interessant dat Petrus dit sê. So dit is hoe jy hulle gaan uitken. Hulle word gedryf deur hulle eie sondige begeertes. Hoekom is dit belangrik om dit te weet? Want hulle dryf die spot, want die toekomende of die komende oordeel is 'n bietjie 'n ongemaklike saak om oor te praat. Dis 'n bietjie 'n ongemaklike saak om oor te praat. Dit is maklik om eerder die spot te dryf en dit af te maak as 'n klomp nonsens, want jy staan eintlik agter die deur, want jy's te bang vir die komende oordeel wat kom.
En dit is so interessant wat Petrus sê, hulle sal spot en sê, en wat nou het van die belofte van sy wederkoms geword? Ons vaders is al dood, en tog bly alles nog steeds net soos dit was van die begin van die skepping af. En dan sê Petrus, hulle vergeet moedswillig. Hulle vergeet moedswillig. Hulle is as prins. Hulle weet wat is die waarheid. En ons sien dit in ons dag vandag, hoe graag hulle wil hê dat die skepping moet net verdwyn. Hulle wil nie hê iets soos die skepping moet bestaan, dat dit geskape is, dat hierdie wêreld geskape is deur God nie. Hulle wil dit afmaak, hulle wil dit baie ver wegbêre. Hulle wil graag hê dat die sondvloed, wat hiervan gepraat word in Petrus, moet net verdwyn. Daarom dat die evolusieleer so 'n wonderlike teorie is om aan vas te hou. Want conveniently dan verdwyn die skepping en conveniently verdwyn die sondvloed en conveniently verdwyn die toekomende oordeel wat kom. Dis wat hulle doen. Die komende oordeel is ongemaklik. Want as Christus werklik kom om mense te oordeel, gaan hulle moet rekenskap gee van hulle lewe. So om dit te ontken en om dit af te maak, onthef hulle van daai gedagte. Dis interessant, is dit nie? Iemand wat nie bang is om rekenskap te gee nie, verwelkom die feit dat God weer kom. Maar iemand wat vrees om rekenskap te gee oor hulle lewe, sal eerder graag wil hê daai ding moet net verdwyn. Dit moet nie bestaan nie. Maak dit af. Maak dit ongeloofwaardig. Want sien, as dit waar is dat daar 'n toekomende oordeel is, dan beteken dit hulle sal moet gehoorsaam wees aan die evangelie. Daar's 'n paar besluite wat gemaak moet word omtrent die woord van die Here. Daar's besluite, daar's keuses wat gemaak moet word omtrent die Here Jesus self. Hulle gaan moet keuses en besluite moet maak oor hulle eie lewe. Wat gaan hulle doen met die sonde in hulle eie lewe? En dit is 'n ongemaklike situasie. So dis beter om dit af te maak, is beter om dit weg te probeer redeneer, maar hulle kan nie, want Petrus sê, ek herinner julle aan die woord van God. God het geskape deur sy woord, soos wat Petrus het hier probeer verduidelik, oor die water wat op hierdie wêreld was, gelees die skepingsverhaal, hoe God geskaap het. God het geskape. En tot vandag toe onderhou hy hierdie planeet. Hy hou dit in stand. Hy hou die natuurwette in stand. Hy hou die seisoene in stand. Hy is in beheer van hierdie planeet, aarde. Hy het seggenskap daaroor. En dit is vir hulle 'n probleem. Want daar's 'n hoër hand en hulle hou nie daarvan nie. En dan natuurlik, dink terug aan die geskiedenis. Petrus herinner hulle aan die woord van die Here. God het geskape. Nou moet jy dink aan die sondvloed. Hiermee vergeet hulle moedswillig dat daar lank gelede 'n hemel en 'n aarde was wat deur die woord van God uit water en deur water ontstaan het. En dit is ook deur water dat die wêreld van daardie tyd oorstroom is en vergaan het. God se woord sê dit. Daar was 'n oordeel gewees. Noag en sy gesin is gered en 'n paar wonderlike diere is gered, maar God se oordeel was duidelik oor hierdie planeet. Want in daai ou gedeeltjie van Genesis 6 praat die woord daar en hy sê, dit wat die mens in sy hart bedink het, was deurgangs boos. Hulle het moord gepleeg en daar was allerlei ander klomp goed wat hulle ook gedoen het, sonde en ongeregtigheid. En teenoor ons gaan nou daarby kom dat die Here sê, dat in die laaste dae sal dit wees soos in die dae van Noag. Dit sal so wees. En gaan bestudeer jy die dae van Noag en jy sien dit voordat die ark plaasgevind het, hoe dit was en dat mense hom uitgelag het en van hom 'n belaglikheid gemaak het omdat hy in 'n dorre wêreld 'n skip gaan staan en bou het, 'n boot, 'n groot boot. Daar's nie water van 1000 myl sigbaar nie. Maar hy het gesê, God het gesê, dis sy woord. Maak gereed, daar kom reën. Daar kom 'n oordeel. Ons weet Hebreërs sê dit dat Noag was die prediker van geregtigheid genoem gewees. Hy het gepreek, hy het gewaarsku, hy het gepleit, maar hulle het hom uitgelag. Presies soos wat dit vandag is. Presies soos wat dit vandag is.
Maar ons weet, God se woord het stand gehou, en ons het gesien, die wêreld is vernietig. Nou ja, ons weet, hulle wil dit graag vandag, vergeet dit eerder net, want glo eerder aan evolusie, dan is daar nie iets soos 'n sonvloed nie, so die oordeel, daar was nie iets soos 'n oordeel nie. Ek dink moetswillig vergeet hulle iets soos Sodom en Gomorra. Moetswillig vergeet hulle dit. Moetswillig probeer hulle dit vergeet in elk geval. Hulle wil nie daaraan dink nie. En dan sê die woord, maar die hemel en die aarde van vandag is bestem en word bewaar vir die vuur. En dit is so, hierdie wêreld sal nooit weer oorstroom met water en hy sal nie geoordeel word met water nie. God het die reënboog gegee, God het gesê dit sal nie weer so wees nie, maar hy het gesê dit sal met vuur verbrand word. Dit sal vernietig word, dit sal verteer word. Bestem word vir die vuur, ook deur die woord van God. Dit staan vas. En word in stand gehou tot op die dag waarop die, nou ja, ek sou ook baie graag dit wou net vergeet het en wegredeneer het, maar die woord sê dit. Word in stand gehou tot op die dag waarop die goddelose mense veroordeel en verdelg sal word. Dis 'n baie ongemaklike waarheid, is dit nie? Nou ons weet dit. Kind van die Here, jy sê jy weet dit. Jy weet, daar kom 'n komende oordeel. Daar is 'n oordeel op pad. Jy weet dit. Jy weet, Petrus sê dit, die woord van God wys dit, dat hierdie wêreld waarin ons nou leef, gaan vernietig word met vuur. Maar nie net hierdie wêreld nie, maar ook die goddelose mense. Ja, daai buurman, ja, daai oom, daai tannie, daai ma, daai pa, daai kind, wat hom nie bekeer nie en nie glo in Christus Jesus nie, gaan vernietig en verteer word op hierdie wêreld, in hierdie wêreld. Dis wat die woord van God sê. Goddelose mense gaan veroordeel word, gaan verdelg word. En dit is veronderstel om ons harte te breek, want daar's mense op pad na 'n verdoemenis toe, wat nie in Jesus glo nie, wat nie aan God glo nie, wat dink hulle is okay. En hierdie is nou nie om 'n ou op te plaas op 'n pedestal om te sê, jy is hierdie grand mens, jy het die ewige lewe en hulle het nie, Wela Kapela, nee, dit is veronderstel om jou hart te breek, want jy besef, hulle einde lyk nie so rooskleurig nie. Jy het die ewige lewe, jy word beloof, die nuwe hemel en die nuwe aarde waarvan ons hier gelees het. Jy word dit beloof, dit is aan jou gegee. Dit is jou geskenk van God, omdat jy glo in Christus Jesus, die Here. Omdat jy hom aanvaar het as verlosser en saligmaker. Maar geliefde, weet dit, as jy nie in hom glo nie, het jy nie die lewe nie. As jy nie weergebore is nie, het jy nie die lewe nie. Dis wat Johannes 3 vir ons leer, as iemand in die hemel wil kom, moet hy weergebore word, uit gees, vanuit God gebore word. Dis wat God se woord sê. Dit is die sleutel wat vir jou die hemel oopsluit, dis wedergeboorte. As iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy gaan nie eers by die deure, die tempelpoorte kom nie. Jy gaan nie eers 'n woordjie kan praat met ou Petrus, wat daar staan met die boek van die lewe nie. Dat gaan nie gebeur nie, jy gaan die koninkryk van God nie sien nie. Want God se woord sê, in die toekoms, wanneer dit ook al mag wees, gaan hierdie wêreld, soos wat ons hom ken en soos wat ons hom sien, met vuur verteer word. Dit gaan so wees. En nou net direk daarna, sê Petrus, een ding moet julle weet. Julle moet dit nie vergeet nie. Geliefdes, vir die Here is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. So hierdie teksvers in hierdie konteks verwys hoegenaamd nou nie enigsins daarna Genesis toe om 'n argument te probeer maak, het God nou geskape in 24 uur, 7 dae 'n week nie. Dis buite konteks. Hier sê God dit uitdruklik. Hy wys op sy geduld met die mens. Wys op sy geduld. En geliefdes, die woord van God wys ons, in die dae van Noag het sy geduld opgeraak. Ek beloof u, die woord van God sê dat daar kom 'n toekomstige dag wanneer die geduld van God opraak. Is klaar. Is verby.
So hier wys God dit vir ons. Hy het dit vir Petrus laat opteken. Tot vandag toe waar ons vanoggend hier 12 Oktober by mekaar is God geduldig. Mense, ons verstaan nie daai geduld nie. Ek meen, dink by jouself, hoe vinnig raak jy ongeduldig as jy 'n bietjie in die verkeer moet sit? Of as die reis 'n bietjie te lank raak? Dinge gebeur nou nie so vinnig soos wat jy wil hê dit moet gebeur nie. Dan dink jy aan die breë spektrum van hoe God met die mens handel en hy sien die goddeloosheid en hy sien die oorlog en hy sien hoe mense teenoor mekaar optree en hy sien die verkrachtings en hy sien die moord en hy sien die goddeloosheid en hy sien hoe die mense werk met mekaar. Hy sien dit. Maar hy's geduldig. En sy boodskap van verlossing gaan nog steeds uit. En sy boodskap van liefde gaan uit. En sy genade boodskap word uitgedra, want hy gooi die tou, word gered, kom tot inkeer, jy het 'n geleentheid, jy het 'n kans, kom tot inkeer. Maar nogtans is daar goddelose mense wat die bloed van die lam onder hulle voetsool vertrap, sê Hebreërs. En dan sê die Hebreërskrywer, hoeveel groter straf dink julle nie sal hy kry wat die bloed van die Nuwe Testament Christus Jesus onder sy voetsool vertrap het nie. Want God bly die reddingsboei gooi, en nogtans sê ons soek dit nie, ek soek dit nie. Dis afgryslik, is dit nie? Dis veronderstel om ons harte te breek, want ons moet sien, wat is die uiteinde? Daar's 'n oordeel op pad. En geliefdes, die uitnodiging kom na jou toe ook. As jy weet, jou lewe met God is nie reg nie, moet jy reg maak. Jy moet reg maak. Want ons lewe in 'n genade tyd, waar God se genade is, genade op genade op genade. Goed, die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie, al dink party mense so. Nee, die woord sê self hier, vers 9, hy is geduldig met julle. Omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Dis so kosbaar, is dit nie? Dink aan daai woorde. Here, wat is u wil vir my lewe? Here, wat is u wil vir my kinders? Wat is die wil vir u wil vir ons familie, vir ons gemeente, vir hierdie wêreld? Wat is u wil? Dat almal net gered word. Almal tot bekering kom. Dis God se wil. Dis God se hart vir die mens. Dat hulle net gered sal word. Maar God is geduldig. Sy die voorreg gehad om 'n jeugkamp aan te bied en Saterdag aand toe ou Jan gepreek het, was daar 'n geleentheid. Geskep vir die jong mense. Glo in Jesus. Glo in hom. Laat staan nie sonde, want ons kry klaar daarmee. Glo in hom. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Nog 'n geleentheid, nog 'n genadekans. Nog 'n genadekans. Nog 'n geleentheid om deur die deur te stap. God is geduldig. Nou ja, as jy dink aan die oordeel wat kom, die oordeel is nie 'n woede-uitbarsting van God nie, hoegenaamd nie. Dit is nie 'n woede-uitbarsting van God nie, maar dis 'n regverdige reaksie van 'n heilige God teenoor sonde, teenoor ongeregtigheid. En geliefdes, ek weet daar's baie argumente wat in die ronde in die wêreld omgaan dat God haat die sonde, maar hy die sondaar lief. Weet jy wat dit is? So God het die sondaar baie, baie lief. Maar dis nie net die sonde wat verdelg gaan word nie, die sondaar gaan verdelg word, die een wat dit doen. Die een wat die sonde doen. God het die mens lief, oneindig lief. So lief dat hy sy enige gebore seun gegee het, ons weet dit. Maar die sondaar moet weet, as jy nie gaan ophou om te sondig nie, is jou pad voor God nie so rooskleurig nie. Ons moet dit besef. So ja, die spotters kan spot, maar die God se woord staan vas, die oordeel staan vas. Ons moet verstaan God se tyd, ons moet verstaan God se geduld, ons moet verstaan daar is 'n komende oordeel op pad. En die mens
doelbewus vergeet dit. So God se geduld is genade. So wat antwoord ons die spotters? As hulle sê, maar waar is die wederkoms? Waar is die wegraping? Waar is die eindtye wat julle so van praat? Dan kan jy hom antwoord, maar God wag nog vir jou. Want dit is baie duidelik en dit is evident dat jou lewe met God is nie reg nie. God wag vir jou. Hy is genadig, hy is geduldig. Hy wag vir jou. Want hy wil hê alle mense moet gered word, ook jy. Ook jy. Ons wag vir jou. So kom ek vertel jou hoe dit werk. As jy nou nie wil luister nie, kan jy hom ook nou nie maak dwing om te luister nie, maar of hulle nou wil hoor of nie hoor nie, sorg dat jy iewers in 'n huisbak is. Dan kan hulle nêrens heen gaan nie. Maar Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Iewers moet jy die waarheid vertel. In liefde natuurlik, ons hoef nie veroordelend te wees nie. Hulle is reeds veroordeel. God wag vir jou. Nou wat vir ons as kinders van God? Hoe behoort ons te lewe? Maar die dag van die Here sal onverwags soos 'n dief kom, en op die dag sal die hemel met groot gedruis verdwyn en die hemelliggame brand en tot niet gaan en die aarde met alles wat daarop is vergaan. So Petrus wil dit net weer benadruk. Hy wil dit net weer sê. Alles sal vergaan. Aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom. Alles gaan so aan 'n einde kom. Moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Kind van God, hoor mooi. Jy weet, hierdie wêreld gaan vergaan. Jy weet, daar kom 'n oordeel. Hoe behoort jy te lewe? God behoort jou hoogste prioriteit te wees. Jou Christelike lewe behoort die hoogste prioriteit te wees. Jou toewyding aan God behoort die hoogste prioriteit te wees in jou lewe. Niks anders nie. Niks anders nie. Joeg. En doen jy dit lang nou vir my regtig of jy wil ons met iewers op 'n berg gaan bly? Ons daar in Masada, jong, ons moet nou iewers onsself gaan afsonder en dan gaan ons nou nie tussen die wêreld wees nie. Petrus sê dit, vroom en toegewyd leef aan jou God. Soos wat Paulus gesê het, vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Dis waaroor dit moet gaan. My lewe moet draai om God, my lewe moet draai om Christendom, toegewyd aan God. Hoekom? Want ons weet wat kom. Ons het die waarheid, dit is nie meer vir ons verborgen nie. Ons sien dit. Dan leef in verwagting dat die dag van God kom en beywer julle daarvoor, wees gereed. Enige oomblik dat die dag van God kom. Leef in verwagting. Die dag waarop die hemel en die vlamme sal vergaan, in vlamme sal vergaan en die hemelliggame sal brand en versmelt. So Petrus wil dit net gou weer benadruk. Ja, pragtige mooi sterre sal versmelt, sal tot niet gaan. Maar ons leef met die verwagting. Nou, wat is die verwagting wat ons moet hê? Kind van God, wat is die verwagting? Wat is die hoop wat in ons is? Petrus sê, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat God beloof het. En dan sê daar 'n vertaling, waarin geregtigheid leef. Ek wil vir u dit sê, as ek kyk na hierdie wêreld, raak ek siek en sat vir ongeregtigheid. Ek raak siek en sat vir die goddeloosheid. As jy die koerante oopmaak, is dit negatief met goddeloosheid en jy sien bedrog en jy sien moord en jy sien dit en dat. Jy sien dit en jy raak moeg. Maar jy weet wat? Ja, ons hoef nou niks te praat oor die kerk nie, ons weet ook die kerk is nou nie heeltemal volmaak nie, nou is dit. Maar nou dink jy aan die nuwe hemel en die nuwe aarde wat kom en daarin is geregtigheid. Dis heilig, dis rein. Daar is nie ongeregtigheid nie. Inteendeel, Openbaring sê vir ons, daar is nie trane nie, daar is nie hartseer nie. Dis alles nuut. Dis die hoop. Dit is die hoop wat in ons is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, alles nuut, want God het dit so beloof. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, sê vers 14, moet julle daarvoor beywer om vlekkeloos, onberispelik voor God, in vrede met hom te lewe. Hoor jy dit, kind van God? Dis hoe jy behoort te lewe. En dan gaan ek nou begin afsluit. En beskou die geduld. Hoe praat hy weer oor die geduld? Beskou die geduld van ons Here met ons,
wat hy met ons het as geleentheid om gered te word. Nou ja, Romeine sê dit vir ons, kan jy nie sien dat die goedertierenheid van God, die goedheid van God jou tot bekering wil bring nie. Dis die realiteit. Geliefdes, God is geduldig. Hy's geduldig, hy's genadig. En miskien vanoggend is jy hier en jy sê, weet jy wat? My lewe met God is nie reg nie. My lewe is nie reg nie. Ek lewe nie soos wat ek moet leef as kind van God nie. Ek het die getuienis van in my hart, ek is weergebore, ek is 'n kind van God, ek kan getuig van daai oomblik. Ek het my sonde bely en laat staan, ek dien God. Jy weet wat daar in jou lewe aan die gang is. Ja, jy is nie toegewyd nie. Ja, jy lewe nie op die merk waar jy moet leef nie. Jy moet jou lewe met God regmaak. Klaar dit uit. Kry dit agter jou. Dien God. Jy hom lief met jou hele lewe, krag, siel en verstand. En miskien vanoggend sit jy hier en jy sê, wel, ek het nie eers die getuienis van die Heilige Gees in my hart nie. Ek is nie weergebore nie. Ek het nie eers die sekerheid dat ek die hemelhuis sal ingaan nie. Ek het nie daai sekerheid nie. Dan is vanoggend weer 'n genade tyd wat God uitreik en sê, maak jou lewe reg. Bely jou sonde, laat staan dit, aanvaar hom as verlosser en saligmaker. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. Aanvaar hom. Los die ou lewe, man. Los dit. Hoekom wil ons vasklou in die ou dinge van die ou lewe? Goed wat ons besoedel. Goed wat ons terugtrek. Wat almal ongelukkig maak. God haat dit. Los dit. En dien God. En dan, ja, natuurlik, aan die einde, vers 18, sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade. En vanoggend sê jy, ja, Here, ek dank U, ek is op die merk. Here, ek dien U, U praat met my. Dit stop nie daar nie. Petrus het vir ons almal 'n boodskap, toeneem, groei, groei. Wat is daar nog om te leer, Here? Wys vir my, Here, leer my, groei en groei. So as U is iewerste in een van daai 3 kategorieë van mens. Glad nie gered nie, gered, maar op 'n dwaalweg. Of gered, op die punt, jy moet toeneem. Want dis wat God jou wil hê. So 'n gepaste antwoord vir die spotters sal wees, God se woord staan vas. Sy woord het nie verander nie. Dis jammer dat mense dinge doen wat hulle nie veronderstel is om te doen nie, want hulle staan nie op God se woord nie. Maar God is geduldig met jou. God wil hê jy moet gered word. Kom ons bid saam. Onse Here, baie dankie vir U genade. Ons wil in hierdie oomblikke ons lof bring na U troon toe. En Vader, ja, daar is nog baie wat gesê moet word. Baie wat geleer moet word. Maar Vader, ons dank U. Dankie vir U genade, dankie vir U geduld, Here, met die mens. Ons dink vanoggend aan hulle wie U nie het as verlosser en saligmaker nie. Wat op 'n dwaalweg is, soos wat Jesaja ook vir ons leer, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen met ons eie pad geloop, op 'n dwaalweg. Vader, ons bid vir hulle wie op 'n dwaalweg is vanoggend. En miskien vanoggend in ons midde is daar iemand wat ook op 'n dwaalweg is. Here, dat ons sal besef, die verlosser, die herder, staan met sy oop arms om jou te ontvang, om ons te ontvang. Terwyl die ongeredde mens spot en die spot dryf met Christendom en die wederkoms en die komende oordeel, besef ons dat U woord staan vas. Dit kom en ons behoort te sidder daaroor. En ons behoort te ween daaroor, want daar is geliefdes wat die Here nog nie ken nie. Wat verlore is en hulle sonde gebind is. Here, ons bid vir U Heilige Gees om te oortuig, maar gebruik ook vir ons as U instrument om die goeie evangelie, die goeie nuusboodskap te kan oordra. Ons aanbid U, Here Jesus, as die weg, die waarheid en die lewe. Ons aanbid U. Amen. Kom ons staan, dan sing ons saam.
Al valle 1000 om ons wees bang. Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te sing. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë, met ons oor aan hoog. As God aan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord, maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë, met ons oor aan hoog. As God aan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Ons sal staan in sy naam. Hier met mag en krag wat deur sy gees. Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te sing. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë, met ons oor aan hoog. As God aan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë, met ons oor aan hoog. As God aan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Ja, ons sal staan in sy naam. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. En mag nou die genade van God ons Vader, die liefde van die Here Jesus Christus ons Here en die werking van die Heilige Gees in ons elkeen wees en bly. Amen.